hierdie episode van Agter die Tunes. Dit is reg belangrik dat ons mekaar goed verstaan. En om dit te doen, is dit, wil ek sê, soos as jy op die eerste date gaan. Baie van my projekte wat, wil ek sê, nog steeds baie spesiaal is aan my, het ek gedoen in 'n baie klein setup, soos daai Suiderkruissong. Ek meen, dit was letterlik in my flat, in die spaarkamertjie daar. Dit glad nie soos my ateljee vandag nie. Hallo daar en welkom by Agter die Tunes, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek is jou host hier op Agter die Tunes, 'n backbazaar wat alles gaan oor die musiekbedryf en alles wat daarin betrokke is. So baie dankie dat jy weer saam met my kuier in hierdie week se episode. Nou, indien jy laasweek se episode misgeloop het, het ons gepraat oor die proses en die kuns agter liedjies skryf. So ek het met Marco van Deventer van die musiekgroep Ons Sowel as Almero Welgemoed gesels om meer oor daai proses uit te vind. So, as jy nuuskierig is daaroor, gaan maak seker jy maak daar 'n draai wanneer jy na hierdie episode klaar geluister het. Maar hierdie week se episode inderdaad heg so 'n bietjie aan by laasweek se tema, want vandag gaan ons praat oor die musiekproduksiekant, die vervaardiging moet ek liewer sê. Dit was nou 'n lelike anglisisme daai, maar nietemin gaan ons praat oor wat gaan in die proses in om 'n liedjie te vervaardig, om hom te maak, wanneer jy nou die liedjie het en die vocals en al daai tipe van dinge. Hoe sit jy alles bymekaar om op die einde van die dag 'n liedjie te kry waarna jy luister op jou stroomdienste of waar ook al jy nou na jou musiek luister. Nou hierdie is 'n proses wat ek baie interessant vind. Ek spandeer baie tyd om na video's te kyk om te sien hoe kunstenaars en vervaardigers verduidelik hoe liedjies lewendig geword het en al die fynere nuances en die dingetjies waaraan geskaaf moet word, wat moet bly, wat moet gaan, om seker te maak hulle kry die produk wat op die einde van die dag in die kunstenaar se kop was, ja, aan die begin. So vandag gaan ons juis met 'n vervaardiger praat wat met 'n paar groot name werk. So hopelik teen die einde van hierdie backbazaar het jy 'n beter idee van hoe 'n liedjie eintlik lewendig kom. Maar jy wonder seker dalk met wie gaan ons praat in hierdie episode. So, kom ons vind bietjie uit wie ons gas is vir vandag. Christine Tashay Burger en Blackbird. Dit is maar net van die name wat my gas op hierdie episode van Agter die Tunes al mee gewerk het en die kapasiteit van musiekvervaardiger. En ek sien baie uit om vandag bietjie meer by hom uit te vind presies wat gaan vir wat om hierdie proses aan die gang te sit. So dit is my groot voorreg vandag om met meneer Ollie van Skalkwyk, oftewel Ollie Vans, soos wat hy professioneel bekend staan, te gesels. Hy is gebaseer daar in die mooie Franschhoek. So Ollie, baie dankie dat ons met jou kan gesels in hierdie episode van Agter die Tunes. Dankie dat jy met my wil praat. Dis super cool. Thanks Barry. Ja, nee, ek dink dit gaan 'n baie interessante gesprekkie wees. Ek persoonlik is baie intrigued met die behind the scenes van wat in 'n liedjie eintlik ingaan. Ek kyk soos baie video's en goeters van soos hoe liedjies vervaardig word en soos die stories agter die liedjies. So ek sien baie uit om met jou te gesels. So ek seker jy gaan vir ons 'n paar geheime ook deel. Definitief, ja. Daar's baie wat agter die skerms aangaan, wat mense nie weet nie. Cool man, so ek dink ons begin sommer by die begin. So, hoe het jy nou betrokke geraak by die musiekbedryf en die wêreld van musiekproduction? So basically, dit was actually maar 'n bietjie per ongeluk. Ek was maar altyd 'n gitaarspeler, en so 'n bietjie gesing en ja, ek meen ek wil sê ek moes na skool met 'n mens iets gaan swat. En op baie stadium wil ek net gitaar gespeel het en shows gespeel het en ek het so 'n bietjie rondgeneek in my kamer met recordings, soos ek het 'n mikrofoon gehad en whatever. Dink okay, cool, laat ek music production gaan swat. Ek het dit by Cape Audio College gaan doen. En ja, by die einde van my 3de jaar, dit is maar bietjie tricky as 'n mens iets so sound production swat, want jy gaan nie natuurlik in 'n job in nie. Dus met ander, wil ek sê, lines of work, gaan jy makliker in 'n job en as jy klaar geswat het. Maar ja, ek het maar net, een dag het ek, hier is nou 'n baie in-depth story, maar ek het actually net gesit in my kamer en iemand het my getag op 'n post waar 2 ouens vir 'n producer gesoek het. En ek het nog niks regtig soos professioneel opgeneem op baie stadium nie.
En dit was twee ouens wat 'n band begin het of hulle het hulle self Red Sheep genoem, die twee ouens. En O ja, ek het al met hulle gesels op my kampus radio daar snaaks o, genoeg. dis cool. Yes, Estiaan en Max. So ja, en die twee ouens het nou nog niks opgeneem nie. Hulle kom na my toe en hulle het dalk gedink ek het al baie goed opgeneem, maar hulle was pas soos basically die eerste ouens wat ek toe daai tyd opgeneem het en basically produce het. So toe ons 'n song gedoen Suiderkruis wat ons opgeneem het in hierdie klein kamertjie. Daar was nie regtig enige, wil ek sê, acoustic treatment of enige studio goed nie. Dit was net letterlik 'n microfoon en 'n klein mixing desk. En die song het wil ek sê my blootgestel aan die industrie in Afrikaans. Van daai song, ek weet jy ken dalk daai song en baie mense ken actually daai song. Daai song het regtig wil ek sê ver gegaan en vir my baie deure oopgemaak. En ja, ek het in die band gespeel vir baie jare in Red Sheep en toe het ons ja, betrokke geraak met die Koleskies en dit het, wil ek sê, na ander goeters toe gelei en ja, dit is maar basically ook in die Afrikaanse musiekbedryf ingekom het. Cool. Ja, dit is my altyd interessant om te hoor hoe mense se paaie so loop en hoe mense nou in die bedryf ingaan en hoe dit partykeer maar per toeval is, maar is jy nou vir iemand is jy nou vir iemand buite die industrie moes beskryf wat musiek production is en wat dit behels, hoe sou jy dit aan hulle beskryf? Ek sal sê dit is die die alfa en die omega. Dis basically ja, musiek production is amper alles behalwe net die kunstenaar se stem. En onthou, ons as vervaardigers, ons maak die dromme, ons maak die gitaars, ons sit alles bymekaar. So baie van die kunstenaars, hulle gebruik nie necessarily hulle bands nie. Hulle rely op ons as vervaardigers om al die instrumente in te sit en daai produk wat by die einde van die dag baie meer gespeel is as wat hulle live speel, die MP3 of die WAV, die song wat 'n mens luister op streaming platforms is actually daai produk wat ons maak in die ateljee. En dis hoekom ek sê daai is die alfa en die omega, want dit is soos die ding wat meer shows kry vir die kunstenaars. Dis die ding wat mense op 'n daglikse basis luister. En ja, ek dink regtig dis 'n baie cool plek waar ons kan kreatief wees en ons is ietsie wat 'n mens kan regtig capture. Dis 'n oomblik wat 'n mens capture wat vir ewig hou. Dis amper soos wil ek sê, dis amper soos 'n foto neem, maar dis baie dieper en meer kompleks as 'n foto, maar dis definitief ietsie wat 'n mens vries in tyd wat vir ewig daar gaan wees. Ja, ek dink dit is so 'n mooi manier om daarna te kyk want dit is regtig soos as jy vat wanneer 'n liedjie nou geskryf word of vervaardig word, baie kere het dit 'n persoonlike betekenis vir die kunstenaar wat die liedjie nou skryf en hy's om daai moment soos wat jy te sê te capture en dan bloot te stel aan die wye wêreld. So ek dink is 'n mooi manier om daaraan te dink. Nee, exactly, but ek meen soos met die AI storie nou, dit wil ek sê vir ons en dis my opinie, dit vat weg van daai oomblik wat 'n mens capture in tyd, want onthou baie van die recordings as ek gaan luister, 'n mens hoor hoe die ou gesit het met sy gitaar en hoe sy arm teen die gitaar gedruk het en al daai goeters kom deur in die opnames en daai is ietsie net spesiaals wat as mens nou kyk na ietsie wat met deur die komputer gemaak is, 'n mens verloor al daai authenticity. Dis waar mense gesit het in 'n kamer en iemand het dalk in die agtergrond bietjie gepraat terwyl die ander gerekord het, maar dit sit alles of dit kom alles by om daai vibe te create. Ja, maar ek dink AI is 'n hele ander gesprek wat ons dalk nie vandag in sal delf nie, maar dis 'n wormhole daai. Ja, nee, is 'n baie groot hoëbal, maar nietemin, jy het nou genoem in terme van jou rol dat dit die half die alfa en omega is van die liedjie. So, met dit in gedagte wil ek graag by jou hoor, waar begin en eindig jou rol as die musiekvervaardiger? So ons begin wanneer
so iemand kom na ons toe as musiekvervaardiger en hulle sê hulle wil hierdie liedjie opneem en dit is gewoonlik kry ons soos 'n voice note op WhatsApp en dit is hulle wat die song speel op hulle akoestiese gitaar en dan praat ons oor watse elemente ons wil insit en whatever. En dan by die einde van die proses, wil ek sê waar my rol eindig, is waar ek nou vir hulle vir die platemaatskappy of vir hulle manager of vir hulle self die MP3 en die final file basically stuur van wat ons gemaak het. Partykeer kom hulle terug na ons toe as ons ietsie moet bietjie verander vir hulle, as hulle dit live wil speel, dan verander ons so bietjie so goedjies hier en daar in die production ook. Maar ons is maar altyd daar. Die ouens kom terug na ons toe baie keer om te sê soos ons kan hierdie bietjie verander om te pas met hierdie show of whatever, maar ek voel as 'n mens een keer met 'n kunstenaar gewerk het, is 'n mens wil ek sê, mens stap die paadjie maar saam met daai kunstenaar nog steeds tot as ons klaar die musiek opgeneem het. Ja, nee, jy raak nou aan 'n paar dinge wat ek jou anyway al wel gevra het, so ek sal nou by daai vraag uitkom. Maar ek dink en nou in terme van die kreatiewe proses nou, jy sê gewoonlik is dit 'n kunstenaar wat na jou toe uitreik. So, waar begin die kreatiewe proses vir jou persoonlik gewoonlik en is dit jy of die kunstenaar of moet ek liewer sê is dit altyd die kunstenaar wat die bal in die rol sit? Bedoel jy met die bal in die rol sit met om die proses te begin of met die kreatiwiteit? Wat bedoel jy? Ja, ek dink in terme van soos right, ek het 'n idee vir 'n liedjie, kom ons probeer nou hierdie ding aan mekaar sit. Ja, so hulle kom obviously eers na ons toe want hulle wil hierdie ding nou opneem. Maar ek moet sê ons vat baie charge van die proses as producer. Ja, 'n mens moet dit doen. Soos die kunstenaar kom daar en hulle verwag dat ons moet kreatief wees. Ons vir hulle sê ons moet hierdie doen of ons moet dit doen. So jy guide hulle basically deur die hele proses. Okay, en soos wat jy nou sê in terme van soos toe jy met Red Sheep gewerk het, hulle het nog nie regtig met iemand gewerk in terme van liedjies produce nie ensovoorts. So hoe help jy 'n kunstenaar sy klank half shape of selfs vind in party gevalle? Ja, dit is 'n goeie vraag. Baie keer moet 'n mens oppas dat 'n mens nie die kunstenaar verander nie. Dis hoekom ek hou so baie van 'n voice note wat 'n kunstenaar vir my stuur waar hulle die song speel op 'n akoestiese gitaar. Want dit is vir my authentic wie die kunstenaar is. Soos jy kan hoor hoe hy sing, jy kan hoor al klaar wat sy instrumente gaan aan in die agtergrond as 'n mens net daai akoestiese weergawe hoor van die song wat hulle nou geskryf het of wat hulle nou speel. So ek sal sê 'n mens moet altyd sien wat is die kunstenaar se sterkpunte en hoe kan 'n mens dit vir die wêreld wys as wat jy nou 'n kunstenaar vat en hom heeltemal verander in iets wat hy nie is nie. Okay, nee, interessant om dit te hoor. En dink jy producers het hulle eie klank soos sê net maar as jy na 'n Ollie Vance produced liedjie luister, sal jy dit dadelik herken of dink jy dit moet meer die kunstenaar se klank wees wat daardeur skyn? So ek dink vir ek as producer en vir mense wat baie wil ek sê musically inclined is, sal hulle dalk die klank van 'n producer kan optel want dit is baie meer wil ek sê tegnies die goedjies wat 'n mens kan optel. So ek sal sê daar is definitief hoe kan ek sê 'n signature klank wat 'n producer het. So 100%. Van die ouens, hulle kom na jou toe vir 'n spesifieke klank wat uit jou studio uitkom. Jy kan nog steeds daai klank kan nog steeds in verskillende genres geëxecute word, maar dis nog steeds definitief 'n bietjie van 'n tone wat 'n mens kry uit 'n spesifieke vervaardiger of ateljee uit.
Okay, en jy praat nou van genres ook. Dink jy benader liedjies van verskillende genres anders? Sê nou maar 'n popliedjie teenoor 'n alternatiewe rock liedjie. Is die benadering dieselfde of hoe sou jy dit beskryf? Ek sal sê dit is ja, ek sal sê dit is definitief anders. Soos as 'n mens 'n electronic dance song gaan maak, gaan jy baie meer fokus op jou jou synths en jou kick en jou bass. En met 'n rock song gaan jy baie meer fokus op gitaars. En obviously vocals, maar meeste van die musiek vandag sal ek sê jou stem is so belangrik. So dit is ietsie wat ek sal sê vir my in elke produksie is maar vir my 'n equal focus point is maar die stem van die kunstenaar moet skyn. Dit moet 50% van die production moet daai stem wees. Maar ja, dit is maar elke genre. Meanwhile, ek moet actually sê elke projek is 'n hele ander dier op sy eie. Ja, maar ek dink is al wat die hele musiekbedryf en veral uit jou oogpunt nou as 'n vervaardiger wat dit so exciting maak is om te weet dat geen liedjie is eintlik dieselfde nie. Ja, dis wat dit lekker maak en dit vat jou na plekke toe waar jy nie verwag het dit gaan nie. So ja, dit is definitief lekker in daai sens. Ja, en ek is nou nuuskierig ek weet dit is seker 'n onmoontlike vraag om te beantwoord, maar hoe lank vat dit tipies om 'n liedjie van half reg van die begin tot reg aan die einde te soos skryf en vervaardig tot waar jy nou die finale produk het? So die skryfdeel, dit is nie, wil ek sê, dis amper onmoontlik om daai deel van die vraag te beantwoord want skryf kan 'n jaar, 2 jaar of dalk 'n dag vat. Soos ek en Tashay, ons het die ander dag het ons 'n song geskryf en opgeneem en daar was nog niks geskryf, daar was niks pen op papier nie. En ons het daai song klaar geskryf en saam klaar produce in kom ons sê 'n halwe dag. So en dan is daar ander projekte waar dit vir ons, wil ek sê, amper meer as 'n jaar vat. So ja, ek wil sê dit is nou weer die skryfproses, maar jou gewone proses wanneer jy kom by opneem is omtrent so 2 dae in die studio vir net die recording kant en dan vir my om alles klaar te produce, sal ek sê so mens kan sê nog 'n dag of so. So dit is mens kan dit vinnig doen. Ek meen as 'n mens dink 3 dae is vinnig dan is dit vinnig, maar ja, mens probeer ook, ek sê mens moet nie te lank aan 'n song sit nie. Hy kan baie vinnig mens kan baie vinnig om die woord is styl. Soos wat is styl in Afrikaans, Barry? Soos as ietsie styl dis kos kan styl. Ja, is 'n bietjie droog. Ja, exactly. Hy kan 'n bietjie droog word. So jy moet hom vinnig daar uitkry, terwyl al die creative juices nog lekker vloei. Ja, okay. Nee, dis interessant om te hoor en ek dink partykeer ek kan nou nie in terme van die production kant daar so sê hoe lank dit gevat het nie, maar ek weet Lady Gaga byvoorbeeld het liedjies soos Bad Romance en soos 10 minute geskryf en dan soos ek seker daai proses het seker ook redelik vlot verloop van daar af. Ja, exactly. So party songs, jy kan net sien alles val maklik in plek. Maar met ander songs, ons bietjie sit en ons bietjie karring aan hom tot hy reg klink. Ja. Okay, wel ek dink dit lei my dan na die volgende vraag toe. Jy het al daaraan geraak heel aan die begin in terme van soos die production studio setup, as ek dit so kan stel. So toerusting wat natuurlik 'n baie groot rol speel in hoe 'n liedjie vervaardig word en beïnvloed op die einde van die dag natuurlik die kwaliteit van 'n sekere liedjie. So dink jy dit is nodig om soos mega duur toerusting en setups te hê? As 'n mens vat dat Billie Eilish en haar broer het byvoorbeeld soos haar grootste treffers in soos 'n slaapkamer met duvets en goeders opgeneem. Ja, so dit is 'n baie goeie vraag en my antwoord is as jy net 'n decent mikrofoon het en ja, jy hoef nie eens, wil ek sê, speakers te hê, jy kan net soos 'n paar headphones gebruik.
dan kan jy regtig ietsie amazings maak. En ek dink dat dis vir my meeste of baie van my projekte wat wil ek sê nog steeds baie spesiaal is aan my, het ek gedoen in 'n baie klein setup, soos daai Suiderkruissong. Ek meen dit was letterlik in my flat in die spaarkamertjie daar. Dit glad nie soos my ateljee vandag nie, maar daar's ietsie spesiaal aan daai. Dis net so dis raw creativity. So ek wil sê as enige iemand dink hulle wil in musiekproduksie ingaan of hulle wil net kreatief wees met musiek, kry net 'n basic mic en 'n klein mixing desk en jy's uit for a way. Dis regtig like moet nie te veel stres oor wil ek sê hierdie moet hoë kwaliteit en dit nie, maar dis meer van soos as jy 'n emosie kan capture. Dis die mees belangrikste ding, want mense gaan nie luister na musiek soos ja, daai een recording is 'n beter kwaliteit recording as die ander. Nee, hulle gaan voel of daai musiek hulle emosioneel beïnvloed. En dink jy dit is soos jy nou wat half klankproduksie nou gaan studeer het, dink jy dit is soos broodnodig om al die tegniese aspekte van production te ken? As jy nou dit self wil doen byvoorbeeld. Ja, ek sal sê dit is belangrik om maar goed te leer, maar mense kan daai goed op YouTube leer. Jy kan dit is van om dit prakties oor en oor te doen totdat jy uitvind wat die beste manier is om 'n kom ons sê 'n vocal te record of 'n akoestiese gitaar op te neem. Na rukkie vind jy uit, okay, cool, hier is, this is the way to go. There's many ways to skin a cat, in daai sense. Almal like om hulle goed op hulle eie manier te doen, en dis wat dit cool maak. Dis soos, by die einde van die dag, ek onthou toe ons geswat het hulle vir ons, by die baie keer, hulle kon dit nooit regtig verstaan nie, maar hulle het al die goed vir ons geleer, baie, wil ek sê, technical goed geleer van compressors en EQs, en dis nou die toerusting wat ons gebruik. En dan sê hy by die einde van die dag, but if it sounds good, it sounds good. So, ja. Ja, nee, ek dink dis ook, ek bedoel as jy vat, ek dink in enige kreatiewe soos arena, jy kan soos ek wat half bietjie in die sosiale media kant van dinge al gespeel het, soos jy kan 'n video maak waar jy soos ure spandeer om iets te edit, maar dit is die video wat soos in 30 sekondes net gekat en uitgestuur is wat dan die soos miljoene views kry. So ek dink soos wat jy sê daai is as mense daarvan hou, dan hou hulle daarvan. Exactly. En jy sal ook besef jy spandeer partykeer ure aan 'n video en dan doen hy nie so goed nie en dan op 'n ander dag het jy 'n video net in, wil ek sê, 'n paar minute gedoen en dan doen hy amazing. En dit was nie hoeveel moeite jy necessarily aan hom spandeer het nie. Daar was net ietsie wat emotional connection gehad het met die luisteraar of die ou wat die video gekyk het. Ja, nee, dis baie vreemd hoe dit alles uitspeel, maar ja, ek dink, ek wil nou die fokus bietjie skuif aan iets wat ons 'n bietjie al aangeraak, en dis nou die verhouding tussen jou as die vervaardiger en die kunstenaar, wat natuurlik baie belangrik is. So, hoe approach jy daai verhouding as jy vir die eerste keer met 'n kunstenaar werk? En ja, so ek dink dis self die eerste deel van die vraag wat ek nou sal vra. Ja, dis 'n goeie vraag. Ek dink altyd 'n mens moet gemaklik wees met die kunstenaar. Yes, 'n mens gaan nie amazing oor die weg kom met almal nie, maar dit is nog steeds vir my belangrik as hulle inkom, wil ek eers met hulle ons drink eers 'n koffie, ons chat, ons kom op dieselfde bladsy. Want ons moet regtig kan mekaar goed verstaan, want ja, anders dan kom die projek uit en dan is dis nie wat die kunstenaar dalk wil hê nie, of dalk is dit nie wat ek vir die einde van die dag wou gemaak het nie. So is regtig belangrik dat ons mekaar goed verstaan. En om dit te doen, is dit, wil ek sê, soos as jy as jy op die eerste date gaan, dan moet jy nou vra oor die mens en net 'n bietjie background kry. En ja, 'n gevoel kry van wat se musiek hulle wil maak en ja, so voort. En hoe, soos jy het vroeër genoem in terme van jy sal gewoonlik soos 'n WhatsApp kry om te sê, hey, ons wil soos 'n liedjie skep. So, hoe werk jy soos die initial kontak met iemand? Is dit iets wat jy al vir jou CV voor moet deurstuur of hoe werk daai interaksie?
Bedoel jy as hulle vir my eerste kontak, menens soos, hoe kom hulle by my uit, of wat bedoel jy? Ja, ek dink of as jy na 'n kunstenaar dalk wil uitreik van jou kant af ook. Ja, gewoonlik is dit maar die kunstenaar wat na ons uitreik, wat na ons uitreik toe as vervaardigers. So maar ja, gewoonlik is dit soos, ag, dit is maar net mense ken mense en vriende van vriende en ja, die bedryf is maar een groot familie. So dit is as jy van iemand weet en jy hoor hulle is 'n vervaardiger, dan ja, kom jy in kontak met hulle en sê cool, soos dude, ek wil 'n song produce en dit is baie keer wat ek kry op my WhatsApps is of op my Instagram is soos jou man, jou details kry by so en so ja, kom ons doen 'n song. So dis maar gewoonlik hoe dit werk. Okay. En wanneer op watter punt soos besef jy en besef 'n kunstenaar, okay, dalk gaan hierdie vennootskap, as ek dit so kan stel, dalk nie uitwerk nie? Dit gebeur partykeer, gelukkig gebeur dit amper nooit nie. Maar ek sal sê, dis 'n moeilike vraag. Dit gebeur gelukkig amper nooit nie, want ek is in daai posisie nou waar die mens weet wat hulle gaan kry uit my studio uit as hulle na my toe kom. So gewoonlik is daar nie daar's nie 'n miscommunication daar nie. Ja, maar soos ek sê, gelukkig ek kan nie actually nou eers aan 'n oomblik dink waar so 'n ding gebeur het nie. So gelukkig, Barry, om jou vraag te beantwoord, ja, daar is gelukkig nie regtig al ietsie wat ek wil ek sê onlangs enige experience in het. Ja, okay. Wel, dis goed om dit te hoor. Ek is bly jy weet nie. Wat was die vraag? So ek wil net verstaan, jy het gesê soos op watter punt sal julle, of dit nou van jou kant af is of die kunstenaar se kant af is, besef okay, hierdie gaan dalk nie werk nie. Dalk is ons idees dalk te verskillend van mekaar, as ek dit so kan stel. Ja. Ek sal sê as dit ooit gebeur is dit seker so halfpad in die proses, wanneer almal die kat uit die boom uit gekyk het en dan sal hulle sê okay, shop ons dit gaan dalk nie werk nie. Okay, wel ek is bly dat jy nie regtig weet hoe dit voel nie. Ek dink is 'n goeie teken. Ja, ek dink in die begin as 'n mens begin, dan gaan dit dalk 'n bietjie meer gebeur, want jy's onseker wie jou mark is, vir wie jy gaan vervaardig, en die kunstenaars, as hulle ook begin, is hulle ook onseker wat se vervaardigers hulle moet na toe gaan. En in daai gevalle wil ek sê, kan dit dalk gebeur, maar later in die proses is dit gewoonlik 'n bietjie meer streamline. Nee, cool, dankie. Ja, is interessant om dit te hoor, en ek dink juis in terme van, ek weet jy en Tashay werk redelik gereeld saam, en die dames van Blackbird het gesê hulle gebruik jy ook gereeld. So wat dink jy maak vir 'n goeie producer-artist verhouding? Ek sal sê vriendskap werk altyd baie goed, want dit is vir my, ek probeer altyd in die studio die gevoel create van daai eerste toe ons wil ek sê op skool, toe ek en my vriende net vir die lekkerte musiek opgeneem het op soos 'n basic program op komputer, en net soos daai pure creativity, daai wil ek nog steeds create vandag in die studio. Tot is, kom ons sê, 'n groot kunstenaar kom in jou studio in, en dit is 'n baie bekende kunstenaar. Jy moet net so sê, cool, maar hoe kan ek en hy net sit en kreatief wees? Dus dit moet voel soos, jy moet 'n kan 'n vriendskap create met die mens. En ek dink in daai geval kom die beste klanke uit en die beste musiek. En soos enige verhouding gaan daar maar so 'n bietjie 'n konflik wees dalk partykeer. So hoe hanteer jy daai kreatiewe verskille wanneer hulle opkom, en wie kry die finale sê? Ek as producer 100%, nee, ek joke. Nee, 'n mens moet onthou jou kunstenaar en die record label is maar jou kliënte. So as hulle sê hulle wil so tipe ding hoor, dan
jy kan jou advies gee. Gewoonlik gee ek my advies om te sê ek glo nie ons moet hierdie doen nie. Ons moet in 'n ander direction gaan. Maar as hulle sê nee, ons hoor jou, maar ons wil dit nog steeds doen, dan is dit sharp. Vir my is dit cool. Then we do it. So ja, dis maar hoe ons dit hanteer en dit doen. Okay. Ja, ek dink 'n mens vergeet, soos wat jy sê, daar's 'n vriendskap, maar tog is dit ook, hulle is eintlik die kliënt aan die einde van die dag, so om dit ook in die agterkant van jou kop ook te hou. For sure, exactly, maar ek dink, soos jy, ek moet verhoudings, jy kan ietsie sê, maar as daai persoon nie daai idee wil gebruik nie, dan is dit fyn. Beweeg aan en ja, maak die produk so goed as wat hy moontlik kan wees. En hoe ek dink aan die liedjie skryfkant van dinge is dit maklik om half te imagine hoe dit sou lyk, maar hoe creative burnout of soos creative blocks in jou geval as 'n vervaardiger? So, baie keer, ek wil sê, baie keer as dit die geval is met 'n vervaardiger, is dit, want hulle is net besig om te veel musiek te werk. So, dit het baie in die begin met my gebeur, maar nou het ek net besef the importance of taking breaks. Soos letterlik 'n halfuur breek gaan vir jou amazing dinge doen vir jou kreatiwiteit en ook jou kwaliteit van werk. Ja, ek dink ja, daai en wat kan jy dalk vir ons soos 'n voorbeeld gee van hoe dit dalk al in jou ervaring gelyk het, waar jy net soos 'n breek moes vat en toe kom 'n idee na jou toe? Ja, so vir my wat die meeste gebeur is en dit het volgende gebeur amper, wil ek sê, elke oggend is ek werk aan musiek die vorige dag of die vorige week of whatever, en jy het nie regtig 'n idee vir hoe die song nou moet verder gaan nie. Dan eers in die oggend staan jy op, cool, gaan in die studio in en dan maak jy haar song oop en dan sê jy soos, skielik, wow, okay, dit is wat ek kan doen. Dis obvious, maar die vorige dag of die vorige week kon jy dit nie hoor nie. Die ore kon dit, wil ek sê, hulle was net soos geblok amper. En dan as jy met 'n vars oor, gewoonlik vir my is die beste is, vroeg in die oggend, gaan in die ateljee in, maak die song oop, dan het jy net 'n vars oor. En hoe weet jy wanneer 'n track nou eintlik klaar is? En is 'n track eintlik ooit klaar? Of is daar altyd hier ietsie en daar ietsie wat jy aan kan verander? 'n Track is nooit klaar nie. Barry, ek sê vir jou, dit is, ja, daai is ietsie wat ons maar baie mee, wil ek amper sê, sukkel is om te sê, wanneer is die song actually klaar? En ek dink altyd, die eerste weergawe van die song, ons het mixes, so ons het mix 1, 2, 3, 4, whatever. En partykeer kom dit by mix 5 uit en dan is ons, okay, cool, die song is nou klaar. So is basically 5 weergawes van die song, en ons, okay, klaar. Party songs is so 3 op mix 3, so 3 weergawes, maar ek dink altyd moet nooit vergeet van mix 1 nie, want daar's ietsie altyd spesiaal in ons met die demo of die eerste mix. Daar's ietsie baie spesiaals in daai eerste weergawe. So ons probeer altyd daai essence wat in daai eerste version van die song was, dit nog steeds hou tot en met die laaste weergawe voordat hy uitgaan. Maar soos ek sê, 'n song is nooit klaar nie, want ek die ander dag het ek ek gaan nou nie die ou se naam sê nie, maar die 'n song gehoor wat bekende Afrikaanse song is, en ek kan hoor daar was foute in die produksie. Maar dit is 'n song wat mense op 'n daglikse basis luister en is 'n baie bekende Afrikaanse song. Maar ek hoor, ek sê, "Jo, maar daar's soos foute in die produksie." Maar dis okay, want dis net kreatiwiteit en dit is ietsie wat emotion geskep het. So daai foute gaan die gewone ou nie hoor nie. So as jy nou ietsie produce, moet jy ook dieselfde ding dink. Jy moet nie dink, okay, ek moet nou die ding perfek maak nie. Maak dit net so dat die mense dit kan geniet en dan jy shop. Ja, dit is, ek dink is ook weer eens enige kreatiewe dinge soos 'n kunststuk, soos wanneer is 'n kunststuk nou eintlik klaar of enigiets in daai lyn. So ja, maar ek dink as jy's daai dalk vir iemand wat meer soos perfectionisties is dit dalk bietjie moeiliker om soos te sê, right, dis nou klaar. Ja, dit is moeilik en ja, ek dink baie van ons is maar perfectionists en creatives kan maar bietjie
perfectionists word, maar 'n mens moet maar net partykeer sê hy's klaar. Wel, ek dink is amper tyd om ons gesprek af te sluit nou dat ons praat van klaar wees met 'n track, maar ek wil graag by jou weet, wat is 'n oomblik in studio wat jy soos nooit sal vergeet nie, of goed of sleg, dit kan enigiene wees. Sjoe, gee vir my net so 2 sekondes dat ek dit gedink. Ek sal sê ek sal sê ek het 'n rukkie terug met Revensie gewerk en ek sê altyd daai ou vir my die beste man se stem in Afrikaans. Die beste manlike stem in Afrikaans. En ek het ons het gewerk aan 'n song en die song was reg vir sy vocals om sy vocals te rekord. En daai oomblik waar ek rekord gedruk het en hy het net begin sing. Dis daai oomblik van soos dude, dis okay, ons nodig nie nog recordings nie. Daai eerste take is 100%. En met al sy recordings is dit so. Daar's net party kunstenaars wat en jy het obviously met Terren gepraat die ander, sy is ook so waar hulle vocal performance is net op so hoë standaard waar jy net daar sit in die stoel in die ateljee en jy sê what? Soos dis basically waar die woord one take wonder of die phrase one take wonder vandaan kom. Van die ouens is net so goed dat jy sit daar en jy is flabbergasted. Ja. So ja, ek sê daai keer toe ek met Revensie gewerk het, was dit net so daai stem van hom is dit gee vir jou goosebumps. Ja. En ek dink dis nou net 'n vraag wat in my kop nou ingekom het dalk op 'n tegniese vlak, wat maak 'n stem soos great, soos wat jy nou praat van Revensie en Terren ook, soos uit jou oogpunt, uit 'n producer se oogpunt uit, wat maak 'n stem great of nie great nie? Ek sal sê die karakter van die stem. Soos as ek nou sê Dani van Spoegwolf, jy hoor al klaar daai karakter van sy stem. Revensie, ek het al klaar, dit is amper asof daar's 'n baie spesifieke karakter en party stemme het nie soveel van 'n karakter nie. En vir my, as mens nou kyk vir die stemme wat bekend is, gewoonlik het hulle 'n spesifieke defining characteristic. En dit is wat ek voorkyk as ek nou met 'n kunstenaar werk. Hoe kan ons daai highlight, hoe kan ons daai uitbring in hulle stem? Interessant, ja, ek dink soos met party mense is hulle regtig net geseënd met soos 'n amazing stem en ek dink ek kan imagine uit jou oogpunt uit is dit net 'n droom om met sulke tipe kunstenaars te werk. Ja, dit is amazing en ek sing self ook en dan dink ek soos yes, like it. I mean, dit is vir my baie inspirational want ek vang baie tips van hulle af ook en om weer terug te gaan na jou vraag toe, hulle moet ook net op noot kan sing. so dit help ook baie. Ja, ek kan dink dit is ek dink self daai is soos professionalism in terme van jy weet okay, hierdie persoon weet wat hy doen of hierdie persoon moet dalk nog so 'n bietjie werk aan sekere dinge. Maar ja, dan wil ek baie hoor watter liedjie het jy die meeste pret mee gehad toe jy dit nou gemix het? Ek sal sê die meeste pret. Wat ek gou dink. Ek sê daar was ietsie ander dag wat baie lekker was. Ek moet nou net dink wat dit was. Daar's baie musiek. Barry. Daar's baie. Kom ons sê vir my was kom ek sê maar net want dit is die eerste een wat ek nou ons het nou vroeër daar gepraat, maar daai Suiderkruissang van Red Sheep was vir my baie lekker. Sorry, die Suiderkruissang van die band Red Sheep was vir my baie lekker want dit was net soos ons het nie verwagtings gehad nie. Dit was net soos lekker om die sang aan mekaar te sit. So ja, ek sal sê daai pro-productions waar dit was nie so professioneel nie. Dit was net soos lekker om musiek aan mekaar te sit. So ek sou sê iets soos Suiderkruis was vir my baie lekker aan mekaar te sit. Nee, ek dink ek dink vir baie mense wanneer jy soos begin en dit is eers eintlik 'n hobby half voordat dit 'n beroep word, is dit eintlik jy het nie regtig enige
demands op jou, ja, en verwagtinge nie, en dit gee vir jou net ruimte om net soos letterlik te doen wat jy wil. Lekker musiek te maak, presies, so ja. Maar ek geniet nog steeds wat ek doen, maar ek dink mense moet regtig daai beginning phases van whatever hulle doen, moet hulle regtig geniet, want dit is soos waar dit nog, soos jy sê, daar's nog nie te veel verwagtinge nie, dis maar net, jy doen dit nog as 'n hobby amper, so ja. Great, en dan my laaste vraag aan jou, en dit is 'n vraag wat ek vir al my gaste vra, is wat is 'n liedjie wat jy in die laaste ruk na geluister het, wat vir jou lekker uitstaan? Dit hoef nie iets te wees wat jy noodwendig aan gewerk het nie. Yes, so, ek het nou, ek luister so groot verskeidenheid van musiek, maar ek moet sê, ek het, wat se naam, ek hou baie van, soos die country goeters nou, soos die nuwe country, laat ek gedink aan 'n kunstenaar, sorry, ek kyk nou deur my Apple Music gou. Ja, ek sal sê, daar's 'n song van James Blunt wat vir my so cool was. Die song se naam is 1973. Ek weet nie of jy daai song ken nie, maar dit is net vir my, dit het geklink soos 'n nuwe song wat uitgekom het. Dit was ek soos, nee, hierdie het in 2007 uitgekom. En ek dink die song het nou 'n bietjie van soos weer 'n wave gekry. Maar ek sal sê ja, daai song van James Blunt, 1973, het ek weer begin luister en het weer begin geniet. Nice, ek dink, ja, soos dis dalk ook 'n onderwerp vir 'n ander dag is, ou musiek teenoor nuwe musiek, is dit beter of is dit nie beter nie, maar ek sal dit nou nie vandag met jou bespreek nie. Ouer musiek is altyd beter. Nice, maar Ali, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels hier op Agter die Tunes. Dit was nou regtig baie lekker geweest om nou bietjie meer uit te vind oor jou rol as musiekvervaardiger, en ultimately is jy, ja, soos ek sê jy, soos die producer as geheel, maar die persoon wat 'n liedjie na ons toe bring as die luisteraar van 'n liedjie. So baie dankie, ek waardeer dit baie. Ja, thanks baie dat jy belangstel en wat agter die skerms aangaan. Dis regtig cool. Ja, ek is dis baie lekker om in die Afrikaanse musiekbedryf te werk. Ek dink daar's nog so baie wat ons kan doen. Ek dink ja, Afrikaans is nog jonk as mense nou kyk. Obviously, ja, ek is baie opgewonde vir die toekoms. Dit was Agter die Tunes gewees, 'n backbazaar deur RSG. My naam is Barry Ferreira en ek hoop jy het lekker saam geluister. As jy die potgooi geniet het, laat weet ons gerus in die comments en gooi ook sommer 'n thumbs up terwyl jy daar is. Onthou ook om die potgooi te deel met al jou vriende en sommer jou vyande ook. Jy kan gerus RSG gaan volg op Instagram sowel as Facebook by @RSG_100.104 FM om op datum te bly met al ons backbazare. Ons wil ook graag weet waaroor en met wie jy wil hê ons mee moet gesels op Agter die Tunes. Laat weet ons gerus hier of stuur vir ons 'n e-pos by info@rsg.co.za. Tot en met volgende keer, mooi bly. In die volgende episode van Agter die Tunes praat ons met Venter as deel van ons mini-reeks Nuut op die Radar. Ek het eers gedink aan wat van actually Gramkat is 'n baie cool naam om te gebruik. Ek sê dit vir mense, as jy nou Appel en Rian Benari nou moet so meng, hulle moet nou 'n kleintjie kry. Dis hoe ek my musiekstelsel beskryf.